Ek neem nou maar aan, die ouens wat vanoggend hier is, het nou nie gisteraan rugby gekyk nie. Tot 11 uur toe wakker, het julle gekyk, of het julle net die skoor gekyk? Dit was maar 'n taai affair, hè, genade. Maar daarom is dit dan gemaak, 7 punte is 7 punte. As jy die wêreldbeker kan onthou, 1 punt was 1 punt, dit was ook belangrik geweest. Maar 7 punte is allemaal 'n buffer. Ja, maar die leeu's, ons sal maar nie daaroor praat nie. Dit was 'n treur maar, liewe land. Goed, en waar is die res? O ja, dit is Vrouedag. Vrouens, baie, moet die mens nou sê geluk. Baie geluk vir julle. Nee, ek weet nie, waarvoor moet die mens geluk sê? Ons dink maar net, julle is nogal nodig in ons lewens, en dankie dat julle in ons lewens is. En dankie dat julle 'n bietjie kleur in ons lewens bring. Dankie dat julle ons lewe kom opdollie, en partykeer omdolwe. Maar dankie vir julle, julle is reg 'n goeie helfte van die spesie mens. So dis dankie vir julle, ons waardeer julle regtig waar. Nee mans? Mooi. Jy moet ook jou hande klap vir hulle. Vrouens staan gereg op toe, klap ons vir hulle hande. Goed, kom ons gee die vrouens net kans om reg op te kom asseblief. Goed, kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Daar's hy, dankie julle. Welkom by ons in die gemeente, as jy dalk 'n besoeker is of kom inloer, baie welkom, mag dit vir jou 'n goeie belewenis wees om so die Here se woord te hoor, bietjie stil te raak en te hoor wat hy vir ons wil sê. Die band is vandag bietjie af, Roan is bietjie weg en Marisa is weg en as 'n hele klomp van hulle uit weg is. Party van ons het nie geweet hulle moenie hier wees vandag nie, maar en hulle is toe hierso. Waar is Jaco? So ons gaan net so 2 songs. Die eerste song wat ek gaan speel is een wat ek nou die afgelope week iewerster gehoor het, een van Mosaïek gemeente se songs, aangrypende song. Het gaan gebeur terwyl ons kollekte opneem, maar moenie te besig wees met die geld en goeders nie. Luister en lees die woorde asseblief. Dis regtig waar, ek dink 'n ongelooflike woorde vir 'n tyd soos nou, en dan later in die diens gaan ons nog 'n video na luister. Ek wil net gou een afkondiging wat belangrik is vir hierdie Saterdag wat kom, die 15de, is die groot dag, die damesoggend, die dames Saterdagoggend. Ons sien verskriklik uit na die dag, en dit gaan regtig 'n groot lekkerte wees. As daar van die dames wat nog nie geld bespreek het met Annelie, waar sit jy? My vrou, dis Vrouedag. Hulle is seker nog agter besig, goed. Maar daar's nog kaartjies beskikbaar, nie baie nie, ek weet hulle is baie naby aan 750 kaartjies, ek dink, ons in die gemeente klaar, het is 500 verkoop, Karina, is ek reg? Ek dink ons het al 500 verkoop, baie dankie daarvoor, ons sien baie uit na Saterdag, saam met Lindy Strydom, as jy nog nie gekry het nie, kom maak asseblief 'n draai, laat Annelie jou daarmee guide asseblief. En dan is ons besig met ons reeks, en dis die laaste wat ek gaan afkondig, oor reset. Ons het die eerste week so 'n bietjie gesels oor, dat gister verby is, dis alles oor die lewe van Elisa, die koning, die dominee, wat na Elia gekom het. En die tweede week het ons bietjie gesels oor God wat voorsien. Vandag gaan ons gesels oor God wat sê ons hoef nie bang te wees nie, en dis crucial, ek dink vir 'n tyd soos nou is dit baie belangrik. Volgende week gaan ons bietjie gesels oor, dat God ook vir ons wil help om met klein steps te doen, dis nie groot spronge nie, dis hierdie kleiner stappies, om te kom waar hy wil hê ons moet wees. Goed, ek wil vir ons 'n gebed doen, en dan gaan Simonay die lied begin speel, en dan gaan ons sommer net spontaan kollekte ook laat opneem, maar kom ons raak eers stil, want Here, dis voor U wat ons vandag wil buig. Ons wil U stem hoor. Daar's genoeg stemme daar buite. Die ekonomie basuin dit uit. Die politici, hulle het almal megafone wat hulle hierdie goeders vir ons in ons ore wil indruk. Ons eie inner voices is ook genoeg. Inner voices van bekommernis en bang wees en nie goed genoeg voel nie. Sosiale media maak ons gedaan. En daarom wil ons by U kom hoor om die alternatief daarop, die eintlike bloudruk te kom hoor.
Spreek, Here. Ons wil graag hoor wat U vir ons wil sê. Dankie, Here, dat U die Alfa en die Omega is. Die A en die Z, die hoofstuk 1 en die hoofstuk laaste. Aan U kom al die lof en die eer toe. Amen. Mag jy die Here se stem hoor, hy wat Vader en Seun en Heilige Gees is, wat jou groet in sy naam. Hy wat tegelijkertijd Vader is, wat vir ons liefhet, Seun is, wat vir ons in die kruis kom sterf het, en Heilige Gees is wat binne ons woon, sodat ons kan lewe. Amen. Terwyl jy sommer rustig sit en kollekte opgeneem word, kom ons luister na hierdie lied. Here, ja, al gaan ons deur hel, weet ons ook dit is wel. Dankie dat U ons binneste kom aanraak en ons buitenste. Dat U ons as mense kom koester, sodat ons nie hoef bang te wees nie. Amen. Goed, kan ons begin met 'n blaatant eerlike vraag waarop mense blaatant eerlike antwoord verwag. Gaan ons daai game kan speel. Nie game nie, is reality, is reg so? Maak dit sê net ja of nee. As jy bang is vir so
te eerlik, sorry daarvoor, maar wees eerlik vir jouself. Los nou jou vrou en jou kinders en jou baas en jou kollegas en almal uit vir jouself. Sien jy die glas half leeg of half vol? Goed, daar's nou ouens wat sê ek sien die glas altyd half vol. Man, daar's altyd potensiaal. Party sê maar ja, hy is half vol water, maar die res is vol suurstof of lug en dit is goed. So ek sien hom net vol en daar's altyd die optimisme en positiwiteit en dit is lekker om met sulke mense te werk. Hulle is sien altyd die blink randjie aan die donker wolk en dit is altyd wonderlik. En dan kry jy ook die pessimiste wat sê ja, daai halwe word ook al minder en minder en minder. Ja, jy droom lekker, jy's lekker optimisties vir daai ander helfte wat bykom, maar eintlik is die lewe goor en is ek rou en is nie lekker meer nie en nee, ek wil nie meer nie en goed. En dan is daar 'n ander groep ouens wat baie nugter na jou staan en kyk en sê nee, ek is nie 'n optimis of 'n pessimis nie. Ek is 'n realis. Ek sien die water is 50, daar was 250 ml glas, dis 125 ml, so ek weet realisties, hy is nou op die helfte, ek worry nie oor die toekoms of die bokant of die onderkant nie, ek weet hy's nou, en kan ek net gou, kom ons begin by optimisties, wie is optimisties, wie sien die glas half vol? Okay. Wie sien die glas half leeg? Ja, is 'n wonderlike gemeente. En daar's iemand wat is 'n swart wie sien die glas half leeg? Nie skaam wees nie, wees trots op jou pessimisme. Kyk, dan wie is realisties? Seker gou julle hand op. Kan ek net gou vir julle sê, realiste, julle is almal pessimiste. Julle dink julle is realisties en daarom dink jy ek is dan nie optimis. Jy land eintlik by pessimisme, hoor. Dis net 'n grand naam wat jy uitgedink het om eintlik maar net te verdoesel wat jy die wêreld bleek en leeg en grys sien. Goed. As jy nou nie heeltemal weet, is jy regtig waar 'n optimis of 'n pessimis nie? En ek het nou niks teen optimisme of pessimisme of realisme of wat ek al nie. Ek dink dit dalk moet ek dit nou maar so sê, want dit is nogal belangrik. Leef jy out of fear or out of faith? So kom ons probeer dit Afrikaans maak. Wat dryf jou? Vrees of vertroue? En as jy heeltemal weet wat jou dryf nie, dan moet jy maar vir jou vrou gaan vra. Sy is nogal Vrouedag. Op Vrouedag moet jy die vrouens gaan vra in jou lewe, word ek gedryf uit vrees uit, of dink jy, en vertroue is nie hierdie algemene soort van, ek praat van vertroue in God, nee, ons praat nie van hierdie ja, ek dink, miskien sal die lewe beter lyk nie, maar ek is baie keer bang, maar dis nie die presence of fear nie, baie van ons sit in 'n prison of fear. Ons almal word bang soms. Maar wat identifiseer jy? Wat identifiseer jou? Net waarmee identifiseer, maar wat het so oorgeneem in jou lewe, dat jy eintlik maar, as jy regtig waar eerlik moet wees, sê maar, ek leef in vrees. Jy blaai die koerant deur, maar eintlik stop jy op bladsy 1 en 2, want dis wat die ergste goeders is. Bladsy 7 en 8 en 9, daai goeders lees jy nie, want bladsy 1 en 2, dis die groot goeders. Jy like die huisgenoot se ergste stories. Jy weet, daai mense wat, jy kan nie glo dat iemand so iets deurgegaan het nie. En jy lees nie daai laaste stukkie van hoe wonderlik sy lewe nou is nie. Jy lees daai eerste stuk van hoe sleg en terrible hierdie land van ons is, en die paaie is, en al hierdie goeders, en jy's net neerslagtig. So die vraag kom weer, leef ons uit vrees uit,
of leef ons uit vertroue uit? En nou voordat 'n mens nou 'n preek kan kom lewer, moet 'n mens nie eers hierdie ding vir jouself deurwerk nie. En ek myself kort gaan vra, maar Gerrit, jy wil graag uit vertroue uitleef, maar hoekom word jy aan 2:30 in die oggend wakker en nee, worry? Is dit nie maar net presies 'n teken van vrees nie? En dit is. Dit is. Bekommernis is maar net gefokuste denke, nê? Is om te dink die hele tyd oor hoe dinge verkeerd kan gaan, moontlik, en dalk verkeerd gegaan het, maar nou moet jy probeer oplossings kry, maar later word hierdie vrees so, knaag het so aan jou, dat jy verlam raak. In die meantime sê God, maar vertrou my. Ek wens vertroue was 'n maklike skakelaar, dat jy kon fliek en sê, okay, ek vertrou nou volledig op die Here, my faith is nou weer groot, my fear is nou weer bietjie getaan. Dit werk nie altyd so nie. So as ek vanoggend met julle praat, en dan kan ek 'n hele klomp voorbeelde noem, moet ek vir julle sê, daar's by my soms ingrypende worstelinge met bang wees. Ek sukkel sê, ek se dapper mens, kyk hoe stap ek deur die huis, daar's niks waarvoor ek bang is nie. Natuurlik is daar 'n klomp goeters. Ek dink nou terug aan so, is dit 3 jaar terug, toe ek die salarisse moes oorbetaal die Desember maand, toe het SARS sommer 'n klomp geldjies daar gevat. Amper R500,000 geskuif na hulle toe. En skielik is daar net mooi niks. En skielik moet 'n mens wonder wat om te maak. Jy's voor Kersfees, ek daai vakansie, ons was met vakansie by my skoonmaal in George, was horrible geweest. Ek het nie geslaap nie. Want wat maak 'n mens nou? En is dit nie maar so dat ons almal net so half een salaris weg van bankrotskap af is nie? Ek dink hulle het dit gesing ook. Dat ons net voel, maar dit gaan nie so goed met ons almal nie. Ons dink so, maar dis een verkeerde keuse, een verkeerde ding, en hierdie vrees klim op jou skouers, en hy druk jou mors dood. So, daar's 'n mooi teks in Hebreërs 11, wat sê, om te glo, om te vertrou, is om seker te wees van die dinge, wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons, die volgende woorde is belangrik vir die res van die diens, nie sien nie. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So, leef jy uit vrees, of leef jy uit vertroue? En hier is die belangrike ding wat daarmee saamgaan. Dit kan vrees wees, dit kan vertroue wees, maar dit kan nie albei gelyk wees nie. Kan ek dit weer sê? It's either fear or faith, not both. In elk geval nie gelyktydig nie. So kom ons lees saam uit 2 Konings 6 uit. Jongens, wat nie verstaan, waar trek ons nie? Elia, laas jaar het ek reeks daaroor gedoen. Elia, dis die greatest of all time dominee van daai tyd. Elia is hierdie huge ou, laaste deel van Konings, 1 Konings, gaan oor hom. Hy is hierdie amazing dominee, wat 'n klomp goeders doen. Die twee persone wat hom kort wil down hê, is Agab, die koning, en sy vrou Isebel. Julle almal ken daai mooi stories van op die berg Karmel, waar hulle die offerande aangaan het, en God die syne wat papsop nat was aan die brand laat slaan het, en dit is 'n wonderlike storie, en dan kry ons hom eventually na hierdie hoogtepunt, dat hy iewers wil selfmoord pleeg, en voel my, ek is nie goed genoeg nie, laat my doodgaan, Here, en dan kom die Here na hom toe, en eventually is Elia se lewe klaar, en dan word Elisa, die dominee wat ons nou oor praat, die opvolg daarvan. En hierdie tweede dominee se eerste vraag is, kan ek asseblief 2 keer so suksesvol wees as my voorganger? Gee my 'n dubbele porsie van die genade. En dan gee God dit vir hom. Dan word hierdie ou die tweede greatest of all time dominees. En soos met dominee nommer 1, Elia, wat deur Agab en Isebel vervolg is, het hierdie ou ook sy
vyande. Die vyande van hierdie ou is die koning van Sirië, en hierdie ou wil hom ook doodmaak. En hulle jag hom permanent. Trouwens, hy kruip toe weg saam met sy slaaf in 'n dorpie. En hierdie koning van Aram of Sirië jaag hom die heeltyd en soek hom. Hy stuur toe 'n klompie spies uit, CIA's, om te kyk waar is hy. En die FBI van daai tyd ontdek hom. Mike Bolhuis van daai tyd kom agter, ons weet waar hy is. Die koning is toe meegedeel, hy is in Dothan. Maar koning, hy weet nie dat jy nou weet nie. Hy en sy slaaf, hulle is onkundig dat julle kundig is, dat julle weet waar dit is. Mens blaai amper by hierdie vers 13 verby. Maar ek moet gou vir jou vertel van Dothan. Hierdie dorpie se naam word net 2 keer in die hele Ou Testament genoem. Hierso. En op 'n ander plek so 'n paar boeke vroeër in Genesis 37. As Josef gevang word en in 'n put gegooi word, is die dorpie se naam Dothan. Dis dalk waar ek en jy is. In die plek waar daar nie uitkoms is nie. Elisa en sy slaaf het nie uitkoms nie. Ek gaan nou vir julle vertel daarvan. Josef, baie jare voor dit, het nie uitkoms gehad nie. Verkoop eventueel aan die Egiptenare. Maar kon nie uitsig hê nie. Kon nie lig sien nie. En dis dalk presies waar baie van ons sit. Dalk is dit jou huwelik. Dit voel soos 'n groot put en is 'n Dothan en jy kom nie hier uit nie. Jy weet nie wat se kant toe nie. Of dis dalk jou gesondheid. Want jy voel maar, Here, waar jy nou? Ek wil nie nou weer 'n operasie hê, behandeling hê, 'n nuwe eetprogram opgaan, 'n nuwe ek wil nie hierdie goeders doen nie, Here, ek wil net my lewe kan geniet. Here, die besigheid gaan nêrens heen nie. Daar kom nie nuwe kontrakte in nie. Daar's geen nuwe besigheid nie. Here, my kinders en my se verhouding, dit voel soos 'n Dothan, 'n dooie Dothan. Ek weet nie waar so 'n plek kan wees nie. Maar daar's net geen hoop nie. Ek is radeloos. Ek doen die beste wat ek kan en dis om 2:30 in die oggend wakker te word en te worry. Of myself getiks te werk. Maar niks werk uit nie. En Dominee Elisa en sy slaaf is in Dothan. Uitsigloos. En nou die res van die verhaal is 'n verhaal van hierdie 2 groepe mense. Die halfvol en die half leeg mense. Kom ons lees. Die koning stuur toe perde, strydwaans en 'n sterk mag daarheen. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Die stad is nie groot nie. Hier staan stad, is 'n dorpie van so 1000, dalk 1500 mense. Maar die historiese, die ouens wat die geskiedenis nou al ken, sê daai dag, daai nag se eskapades was waarskynlik 100,000 mense. Dit moet 'n insecure koning wees wat sy vyand in die slaaf, anderswoorde een wat sy goeders ronddra, hierdie 2 word gejag deur 100,000 mense met strydwaans en perde en al wat 'n AK-47 is en 'n tank is, en hier staan hulle reg rondom die dorp. Elisa weet nog nie daarvan nie. Dit gebeur in die nag. En anders as ek en jy wat 2:30 wakker word, slaap hy rustig. Heeltemal, trouwens self sy slaaf slaap rustig. En die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan. En toe hy uitgaan,
sien hy hierdie leer rondom die stad met perde en strydwaans. En hy los die koffiemasjien net so, en hy gaan terug na sy baas toe, en hy sê, ag meneer, wat gaan ons nou maak? Hy vat die bank staan en sê, wat gaan ons nou maak? Hy sien die balje by die hek staan en sê, wat gaan ons nou maak? Hy sien die mense verslaan en hy sê, wat gaan ons nou maak? Is jy dalk daar? Of was jy dalk daar? Pretend jy nie daar is nie? Wat ons gewoonlik doen is, in so 'n situasie, waar die feite skielik op jou tafel land en jy besef, hier's moeilikheid. Ek is regtig in groot moeilikheid. Dan gaan ons na motiveringspraatjies toe. En dan gaan luister ons na Pietie of Sunny, wat vir ons op gewoonlik uit 'n bakkie uit motiveringspraatjies gee om te sê, gaan goed, gaan vorentoe, moenie worry nie, werk so 'n bietjie harder, kyk of jy bietjie meer kreatief kan wees, hier is ons vir jou 10 stap plan, en probeer dit, as dit nie werk nie, ek het ook nog 'n kursus wat jy kan bywoon op hierdie naweke, ek het nog 'n paar plekke oor, kom hier toe, dan gee ek dit vir jou hierso antwoorde. Of ander ouens sal vir jou sê, hierdie motiveringsding werk nie, maar visualiseer dit net, visualiseer jou sukses. Gaan sit, skryf vir jou 'n plan uit, 'n strategiese plan, en kry 'n paar skerp ouens wat jou plan kan ondersteun, en dan gaan dit werk. Of ander ons gesê, dit is nie so erg nie. Nie worry nie, man. It's okay. You'll make it. Dit is almal deur sulke diep waters. Of dalk gaan jy nêrens sê en jy bly net doodstil, en jy druk jou kop in die grond en hoop dit gaan net verby. Maar Elisa doen nie dit nie. As die slaaf vir hom sê, ag meneer, wat nou? Sê vir hom, moenie bang wees nie. Die wat by ons is meer as 100,000. Om sê ek, dis 'n tipiese dominee antwoord. As jy die slaaf was, jy gedink, ja. Ek kan sien, jy bly in 'n pastorie. Jy kry elke maand 'n salaris. Weet jy waartoe gaan ons? Hier's 100,000 ouens rondom ons ou, en jy sê, hier's meer by ons. Jy's stupid. Sien jy nie raak nie? Elisa het gebid. Here, maak tog sy oë oop wat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa, aan die buitekant van hierdie ring van ouens, was vol perde en strydwaans van vuur. Weet jy wat maak vrees? Dit maak jy oë toe gaan. Laat ek net mooi die vraag vra, ek dink jy gaan dit verstaan. Wanneer het hierdie tweede oorlog, hierdie tweede army opgedaag? Eers nadat Elisa gebid het? Eers na hy gesê het, kom ons gaan nie gou in 'n Bybelstudie in? Nee, dit was reeds daar. Toe ek hierdie ding snap, toe besef ek, ons is stupid. Ek is stupid. Dit mes met my brein. As ek na God toe gaan en sê, Here, ek het U nodig, en Elisa sê, Here, help, dan staan nie, en die Here het gesê, okay, goed, kom ek stuur vir julle 'n oormag nie. Al wat hy sê is, die oormag is al reeds daar, man. Jy's net nie raak nie. So, beginsel nommer 1. Vrees gaan jou verblind vir dit wat God jou deur geloof wil laat sien.
Ons probleem lê daarby dat ons oë toemaak. Onthou julle wat ons gelees het in Hebreërs 11 vers 1? Is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Jou oë is toe. Jy snap dit nie. Jy snap nie die Here alreeds die oplossing gegee het nie. Trouwens, jy stap selfs weg daarvan en sê, okay, dit gaan nie werk nie, dan loop jy. Terwyl die Here sê, maar jy gaan nou nooit my oplossing vir jou sien nie, want jy loop. Stiek daar by my, en dan gaan jy oopmaak en jy gaan sien, ek is al reeds in beheer. Jy moet die storie gaan lees, die res van die storie speel uit, jy wil amper lag gesien, maar hoe kon hierdie arme slaaf, typies van my en jou, sê maar, daar is nie oplossing nie. En ek gee toe, partykeer kyk in jou bankstate, of jou mediese verslae, of jou huwelikstatus, of jou whatever, en jy sê maar, daar is geen oplossing nie. En dit lyk regtig so, omdat jy nie met jou geloofsoë daarna kyk nie. Omdat ons verblind raak. Het is interessant, nee, daar's 'n studie wat 'n ou gedoen het, Richard, wat sê ou se van, is 'n Engelse van, ek kan dit vergeet, maar hy het 'n studie gedoen oor optimiste en pessimiste. Dit het so gegaan. Hy het vir ouens eers laat vra, dit is oor die 400 mense wat hy oor 3 of 4 jaar het laat doen. Hy het vir ouens gevra, identifiseer jy as 'n optimis of 'n pessimis. So steek jou hand op, wat is jy, optimis of 'n pessimis? En toe sê hy, okay, gaan nou, en dan gee hy vir hulle 'n koerant. Dan sê hy vir hulle, gaan tel vir my hoeveel prentjies sien jy in die koerant. En dan vat die ouens die koerant, en dan begin hulle blaai. En op bladsy 2 het hy 'n half bladsy advertensie gemaak, sonder 'n prentjie, waar hy skryf, jy kan ophou stop, jy kan ophou tel, daar's 43 prentjies in die koerant. En baie mense het misgelees. En op bladsy 9 het hy weer daai selfde advertensie op 'n ander punt in die koerant geplaas. Jy kan maar ophou tel, daar's 43 prentjies in die koerant. En hier is die interessante. Die pessimiste het 90% van hulle het daai 2 advertensies gemis. En dit gaan tel elke prentjie in die koerant en by 43 uitgekom. Optimiste, 90% van die optimiste het al op bladsy 2 dit raak gesien en opgehou tel. Want daar's 43 prentjies. So selfs die moderne wetenskap het agtergekom dat as jy ander oë daarna kyk, as jy met God se oë daarna kyk, dan lyk dit of dan is daar moontlikhede. Nee, daar's alreeds oplossings. Die Here sê maar ek is klaar daar vir jou. Ons doen nie die stupid ding wat ons Here sê, Here, asseblief, ek gaan nou in hierdie vergadering in, dis 'n moeilike vergadering, wees asseblief by my. Dit is 'n stupid gebed. God gaan natuurlik saam met jou wees. Jy hoef nie te vra hy moet saamgaan nie. Hy gaan natuurlik daar wees. Hy is al reeds daar. Trouwens het al reeds jou oplossing gegee. Maar ons gaan so half tentative leen, okay, Jesus kom saam met my, hy's klaar daar. Hy gaan saam met jou na jou trouble goeders toe. Hy gaan saam met die dokters en onkoloog toe. Hy gaan saam met jou na die bankbestuurder toe. Hy's klaar in daai kantoortjie daarso. Jy hoef vir my saam te nooi nie. Jy verstaan wat ek bedoel, nee? Hy's klaar daar. Dis wat ons sê as ons sê God is alomteenwoordig. God is almagtig. Dit sê hy's klaar daar. Hy weet klaar daarvan. Hy het klare oplossing. So slaafie, gerartjie, hey, jou oë is net toe, dis al wat fout is. En jy mis soveel. Wiseman, dis die ou se van. En Richard Wiseman is spot on as hy sê, as jy net 'n geloofsbril opsit, dan sien jy ander goed raak. Dan sien jy die oplossings raak. Nommer 2. Ek gou net 'n mooi vers lees, 2 Timoteus 1 vers 7. Die gees wat God ons gee, maak ons nie lafhartig nie. Engelse vertaling sê, for God has not given us the spirit of fear. Jy weet natuurlik wie die vrees in ons kom inplaas, nê. Dis die duiwel.
as hy net kan regkry, dat ek en jy in vrees kan lewe, dan kry hy reg dat ons ongelowig kan aanhou lewe. Want as ek met vrees gevul is, dan is nie plek vir God nie. O, meneer! Ja, Here gee asseblief dat sy oë sal oopgaan. En toe sy oë oopgaan, toe sê hy maar, ja, hier is meer as 100,000 om my. Nommer 2. Om die lewe deur 'n geloofsbril te sien, moet jy reg wees, moet jy deel is van die, nou woordjie regte is belangrik, regte geloofsgemeenskap. Ek wil amper sê, is 'n gelukkige slaaf hierdie. Want hy het iemand gehad, dit was nou Elisa, dit is nou 'n dominee, maar hy het iemand gehad wat hom geguide het om God en geloof te kan sien. En dis hoekom ons bymekaar is as gemeente op 'n Sondag, of at least op 'n Sondag. Omdat dit 'n gemeenskap is van mense wat ons laat sien wat ander nie kan sien nie. Wat Hebreërs 11 vir ons oopbreek en vir ons sê maar, daar's 'n skare ouens rondom ons. Hebreërs 11 weer gaan lees. Hy begin met hierdie woorde, dis om te sien wat ander ouens nie kan sien nie. En dan sê hy, op hierdie paviljoene sit 100,000 mense. Moses en Abraham, en haal almal so uit. En ek en jy is op die atletiekbaan, besig om te hardloop. Al om die baan. En hierdie ouens cheer ons aan. En ons het nodig om dit te hoor, om te weet, ons is nie alleen nie. Die oplossing is nie, gooi handdoek in en is verby nie. Maar asseblief, daai woordjie regte is crucial. Jy gaan nie die regte raad in 'n verkeerde crowd kry nie. Ek weet nie wie saam wie kuier jy by die dros nie. Maak nie vir my saak nie. Maar as jy wil goeie raad kry, moet jy goeie pelle hê wat die regte raad vir jou gee. Dit gaan saam wie jy paddle speel ook. Of saam met wie jy die Springbokke se game gaan kyk oor 2 weke. Maar moet asseblief goeie raad, die regte raad wees wat geloofsgeoriënteerd vir jou kan oë laat oopgaan. Dat God jou oë sal oopmaak. Anders dan gaan jy hulle vir jou sê, hey, tjaka huwelik man, los die buffel. En jy gaan dalk waai. Verstaan my reg. As jy in 'n huwelik vas is waar dit 'n abusive verhouding is, sê ek vir jou, loop asseblief so gou as moontlik. Maar as daar hoop is vir daai huwelik as gevolg van watter rede ook al, go daarvoor. Dit kan net nie wees jy sê maar ek gaan maak my besigheid hier nou dadelik toe nie. Ek bedank môre nie. Daar moet dalk ander oplossings gesoek word voor. Dalk het God al lankal die oplossing gegee en my en jou se oë net so toegemaak dat ons dit nie kan raak sien nie. Gaan in die regte geloofsgemeenskap en gaan vra, help my mee. Jou pa en jou ma en jou boetie en jou sussie is dalk ook nie die regte keuse nie. Maar gaan kry vir jou geestelike mentors. Ek weet nie ek is so bang om te praat oor mentors, maar gaan kry vir jou mense wat solid is. By wie jy kan sit en hoor die oplossing is al lankal daar. Jy het nog net nie geraak gesien nie. En hierdie slaaf is so bevoorreg om 'n Elisa langs hom te hê wat sê maar kom ons maak ons oë toe. Here, gee dat Kosie of Sunny sal sien dat jy klaar alles uitgesort het. So wie is jy? Na wie luister jy? Ek verstaan dat jy bang is. Ek verstaan dat jy beangs is, nat gesweet is. Ek weet, dis nog vroeg op 'n Sondag en nou moet jy hierdie goed van jou weer kom face. Goed, jy gehoop het jy kan so 'n bietjie by die kerk net iets anders te hoor. En dalk moet jy dit net hoor. Jou oë is net toe. God het
alreeds begin om die magte van die leerskare op te stel. En wat vir jou lyk na 100,000 mense in die binnering, ja, nie waar nie. Kan jy gou geheim vertel? Daai 100,000 mense storm ons toe in op hierdie 2 mense. En Elia bid gebed nommer 2. Hy het weer 'n bid hier. Hierdie keer sê hy, Here, ek het nou gevra, my slaaf se oë moet oopgaan. Maar hier is my tweede gebed. Maak hierdie ouens se oë toe. Maak hulle blind. En so waar het gebeur weer. Sy slaaf se oë gaan oop en hierdie 100,000 ouens raak almal blind. Ouens, ek en jy aanbid 'n ongelooflike God, hè. Tap ek en jy in by hom en sê maar, Here, ek hou aan U vas met alles. Ek hoef nie bang te wees nie. Nie vir my kinders nie, nie vir my nie, nie vir my toekoms nie, nie vir my whatever nie. Ek is veilig by U. U het alreeds die antwoord. Ek kan net lewe en my hand in U hand hou en soos 'n klein dogtertjie haar pappa se hand vat in die aand en sê, toe maar pappa is hierso. Relax. Ek is steeds jou pa. Die koning van die heelal. Dankie Here daarvoor. Ons vra om verskoning, Here. Ons vra, ons en ek so half embarrassed. Ons weet al hierdie goeters. Ons het van sonnaskool daar af al geleer. U is groot, U is goed, U is alomteenwoordig, alwetend. Ons ken daai rympie so goed. Maar as die probleem op ons tafel land, dan is ons eerste woord ook, "O meneer, wat nou? Waar gaan ons nou heen?" Dankie vir Dominee Elisa wat vir ons kom sê, nie bang wees nie. Hy wat by ons is veel meer as wat by hulle is. So Here, ons kies om nie te lewe met vrees nie, maar met vertroue. Soms bang te word, soms te weet, ek is 'n dapper muis, maar daar is 'n kat, en daar is 'n muisvalletjie, maar vir die res, daar's 'n magdom, wat een in plek het. Die oplossings is klaar daar. Aan U kom toe, die lof, die eer en die aanbidding. Ons gaan nie meer bang wees nie. Want U is in beheer. Amen. Kom ons staan, dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. Elkeen van ons is bang vir die goedes wat in jou lewe 100,000 sterk is.
Party is huwelike, party is jou eie binnekante. Nou, daar's 'n legio goed. Maar mag die Here se genade en sy liefde jy so oorrompel, dat jy sal weet, jy is okay. As jy jou oë oopmaak, dat jy sien, maar God is klaar in beheer. God het klaar vir my oplossing gegee. Hoef nie bang te wees nie. Maar God se genade saam met ons gaan. Amen.